Goeiemôre almal, maandagooggend, vandag is dit die 30ste Maart, die jaar 2026, 'n lieflike dag geskenk deur Abba Vader aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vanoggend wil ek so 'n bietjie gesels oor ons woorde wat ons so graag spreek. Woorde het die vermoë om mense te bou of om hulle te breek. God se woord is so kragtig en dit lei ons tot redding. Jesus se woorde is ook die maatstaf vir ons finale oordeel. Het julle al ooit gedink, waarna luister ons, die tipe musiek? Wat sing ons? Nou, as jy nou Because He Lives gaan sing, en is 'n verskriklike mooi lied, maar ek wil nou die 3de vers aanhaal, maar hoor wat sê die 3de vers, en ek weier om hierdie vers te sing. And then one day, I'll cross the river, I'll fight life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the light of glory and I will know that He lives. Ja, die Here lewe. Maar ek wil beslis nie my laaste asem uitblaas met pyn in my liggaam nie. Beslis nie. Kom ons gaan kyk bietjie ook wat sê Spreuke 15 vir ons oor woorde wat gespreek word. 'n Sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom. Die tong van die wyse getuig van grondige kennis, maar die mond van die dwaase laat sotheid uitborrel. 'n Sagtheid van 'n tong is 'n lewensboom, maar valsheid daarin verbreeking in die gees. Die sot verag die tug van sy vader, maar hy wat op die teregwysing ag gee word wys. Die lippe van die wyse strooi kennis uit, maar die hart van die dwaase is nie reg nie. 'n Streng tigtiging is daar vir hom wat die pad verlaat. Hy wat die teregwysing haat sal sterwe. Die spotter hou nie daarvan dat 'n mens hom bestraf nie. Hy gaan nie na die wyse toe nie. 'n Driftige man verwek twis, maar die lankmoedige laat die geskil bedaar. 'n Man het blydskap in die regte antwoord van sy mond, en hoe goed is 'n woord op die regte tyd. Halleluja. Die hart van die regverdige dink na om te antwoord, maar die mond van die goddelose laat slegte dinge uitborrel. Ons moet wysheid, laat ons woorde wysheid gee. Die Here is ver van die goddelose, maar die gebed van die regverdige hoor hy. Die oor wat na die teregwysing tot die lewe luister, sal onder die wyse vertoef. Hy wat die tug verwerp, ag sy eie lewe gering, maar hy wat die teregwysing na dit luister, verkry verstand. Die vrees van die Here is die tug van die wysheid, en nederigheid gaan die eer vooraf. As ons gaan kyk wat sê die Here Jesus hierso vir ons in Johannes 12 vanaf vers 46. Ek het as 'n lig in die wêreld gekom, en hy wat my gestuur het, sodat elkeen wat in my glo nie in die duisternis sou bly nie. En as iemand na my woorde luister en nie glo nie, ek oordeel hom nie, want ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel, die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Want ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, hy het my 'n gebod gegee wat ek moet sê en wat ek moet spreek. En ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat ek dan spreek, net soos die Vader van my gesê het, so spreek ek. So vanoggend wil ek vir jou sê, wees wys in wat jy spreek, en wees wys na wat jy luister, en wat jy dan nou sing, want daardie woorde kan maak, dat jy dalk in pyn en smarte gaan sterf. So kom ons wees wys in wat ons doen, en waarna ons luister. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie vir die woord vanoggend, dat ons net weer tig in die waarheid. Here, dankie dat ons kan wys word, om te weet, dat daar sekere dinge, wat ons net nie moet sê nie, want dan spreek ons dit eintlik oor onsself uit. Here, mag ons wys wees. Here, ek bid dat ons wysheid sal gee, dat U dit vir ons sal gee, Here, sodat ons in wysheid kan wandel, tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam. Halleluja, amen en amen.